Hallo julle, vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Hosea hoofstuk 10 vers 12. So stel jou voor jy is 'n boer en jou lewe is 'n groot oop veld waarin jy jou saad spaarsamig in die grond moet saai. En stel jou voor dat hierdie sade verteenwoordig jou voornemens, jou keuses en jou optrede teenoor ander mense. En Hosea gebruik 'n soortgelyke vergelyking in Hosea hoofstuk 10 vers 12 om God se volk te beskryf. En op daardie stadium het Israel saad van sonde en ongeregtigheid gesaai wat veroorsaak het dat die grond van hulle harte onontvanklik was vir God se bevele. En net toe God se volk op die punt was om 'n oes van God se oordeel te oes, het die profeet Hosea met dringendheid met hulle gepraat en hy het gesê: "Saai vir julle geregtigheid, pluk die vrugte van onfeilbare liefde en breek julle ongeploegde grond op, want dit is tyd om die Here te soek totdat hy kom en sy geregtigheid op julle uitstort." So Hosea wat hierdie deel geskryf het, was 'n profeet in Israel wat ongeveer 45 jaar lank in die bediening was. En dit was na die tydperk van die profeet Elisa. En God het Hosea geroep om met sy vrou Gomer te trou en hy moes haar telke male vergewe het en teruggeneem het. Maak nie saak hoeveel keer ontrou sy aan hom was nie. Die Here het dit gedoen as 'n voorstelling om te wys op sy onverbiddelike liefde vir sy mense en ook vir ons. Selfs wanneer ons hom verlaat of ontrou is aan hom. En vandag se vers roep ons om te bekeer en om die ongeploegde grond van ons harte en ons lewens voor God op te breek. As jy 'n boer is, of iets weet van grondbewerking, dan sal jy weet wat dit beteken om die ongeploegde grond op te breek. Dit is om die grond reg te kry vir daai eerste reën en vir dit wat jy gaan plant of gaan saai. En daar is baie voordele daaraan verbonde om so iets te doen. En net soos 'n boer gewoonlik baie meer maai as wat hulle saai, beloof God ons dat ons sal maai wat ons saai. Soos wat hy in Galasiërs 6 vers 7 tot 10 vir ons sê. Hy sê: "Moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges." Maar hierdie vers wys ook vir ons dat dit nie genoeg is om geregtigheid te saai nie. Ons moet ook die onbewerkte grond opbreek, soos ons lees in Hosea. En wat die skrif vir ons sê, is dat die ongeploegde grond van ons harte is soos wanneer ons harte hard geword het vir God se werk en vir sy waarheid. En dit is soos wanneer onkruid begin opduik, soos ons sonde en selfsug en wanneer ons eie wil najaag of dat wanneer ons eie gang wil gaan. Ons harte word soos ledige grond wanneer ons toelaat dat dit hard word deur God se woord te weerstaan en dit nie toe te laat in ons lewens
om in ons lewens te werk en plek te vind nie. So die Here wil hê dat sy mense die grond van hulle harte moet voorberei om die saad van sy woord te ontvang deur na hom te soek. En om die Here te soek is soos daai vroeë reën, daai eerste reën in 'n boerdery seisoen. Dit is daardie noodsaaklike bestanddeel wat die grond sag maak en gereed maak vir groei. So vra jouself die vraag, wanneer laas het jy jouself oopgemaak in elke deel van jou lewe? En stel jou voor dat die gebarste droë grond van jou hart, die vars reën van God se teenwoordigheid en sy seën en sy geregtigheid ontvang. So ek wil jou dus uitnooi om vandag die grond van jou hart op te grawe en oop te breek en deur 'n hernuide liefde vir die Here te ontwikkel. En deur God met jou hele hart en met jou hele siel te soek. So moenie wag nie. Soek hom vandag. Soek hom met ywer, met geregtigheid en met verwagting. Mediteer op die woord uit Hosea hoofstuk 10 vers 12. Laat dit jou aanspoor om jou eie lewe te ondersoek en kyk na watter tipe saad jy saai. Is jy besig om die saad van geregtigheid te saai en is jy besig om die vrugte van onfeilbare liefde te pluk? Dit is nooit te laat om die Here te soek nie. Draai jou hart na die een wat beloof om sy oorvloedige genade en seën oor jou uit te stort. En wanneer jy vandag bid, vra die Here om jou te vergewe, dat jou hart partymal te hard word om te luister na sy woord. Vra hom om enige hardnekkige sonde uit jou lewe te verwyder en te breek en om jou te wys hoe om hom eerste te soek of te plaas. En vra hom om jou te oorlaai met die seën van sy genade en sy liefde. En ons bid dit in die naam van Jesus ons Christus. Amen. So dankie dat jy vandag geluister het en mag jy 'n vreugdevolle dag hê en mag die Here jou seën. Ons chat weer. Tot volgende keer. Ciao.